Dankie Tiaan. So vanmôre gaan ek saam met julle deel wat in ons dis in die We Believe boekie en dit elkeen wat sy boekie het kan dit oopmaak en ons gaan deel oor the doctrine of the church. Toe ek begin deurwerk met dit was daar so vir my so klomp vrae wat ons vir mekaar altyd vra is wat is die kerk? En ek onthou in COVID was daar baie vrae wanneer maak die kerk oop? Ek verlang die kerk en ek is moeg van die aanlyn kerk en so daar's klomp vrae rondom wat is die kerk? En soos ek deurgaan deur dit, sien ek dat die doctrine of the church, daar soveel, daar is boeke op boeke, hoe die Here die kerk ag as iets baie belangrik. En ons gaan vanmôre daardeur kyk. So in jou gedagte, wat ek nou gevra het, wat is die kerk? Jou gedagtes hardloop toe en sê, maar wat is die kerk? So wat is die kerk nou eintlik? En daar's 'n paar goede wat die kerk nie is nie. So die kerk is nie 'n gebou nie. Eerstens. So ons assosieer as ons kerk dink, dan dink ons altyd aan daai gebou en die kruis en daar's baie dinge wat ons dink aan. So dis nie die gebou nie. Dis nie ons verduidelik al die kerk is daar's 'n gebou, daar by die NG Kerk, by die Roubors daar, en so verduidelik ons mense na die kerk toe. En Jesus het nooit gesê, bou vir my hierdie mooi gebou nie. Hy het vir ons gesê, volg my. Hy het nie gepraat van bou iets nie, hy het gesê, volg my. Hy gaan die kerk bou. So, die kerk is nie 'n one-man show nie. Is nie Tiaan wat hier voor staan, Jeneke, Gerry, ons kom vandag want Hannes gaan die worship lei. Ons kom vandag want Tiaan gaan woord bring. Pastor Chris kom uit Windhoek uit. Daar was nou net enige deel so met ons Retief kom nie meer. So dit is nie 'n one man show nie. Dit gaan nie oor 'n persoon nie. Dit gaan oor almal. Ja. Tannie Gisela, vanmôre vee ek en Willem se seun is daar saam met my vee. Dit gaan oor dit. Daai klein tieners wat hulle se lewens vir die Here gee, wat kom saam dien. Die kerk is nie 'n religious ritual wat ons doen. So daar is 'n holy vending machine wat ons net, jy weet, dis 'n lewendige gemeente. Dis die kerk. Die kerk is nie 'n maatskappy nie. Alhoewel ons begrotings, ons het AGM, daar is dinge wat gebeur, is die kerk nie, daar is nie. Dit gaan nie oor sekere goed wat ons, maar daar is sekere dinge wat die Here gebruik, die fondse en die tiendes, al wat ons daar, dit is 'n bron om te help, sodat die kerk kan groei, sodat ons kan stuur, sodat ons kan plant, sodat ons kan help ouens soos Hansie. Daar's verskillende maniere, soos ons nou besluit 2029, daar's 'n mission wat ons opgaan. Ons wil Angola plant, ons wil in Rundu plant, in Suidelike Afrika, ons wil 40 verskillende kerke plant. Wat gaan ons, daar moet sekere goede in plek wees, en die Here gebruik dit. En die kerk is nie perfek nie. Ek is hierso, julle is hierso, ons is nie perfek nie. En as ek nou, die kerk is nie flawless nie. As jy dink, hierdie kerk is perfek, dan het jy dit mis. Ons is vol gebreekte mense wat God se genade nodig het. Elke dag. Elke dag. So, die kerk is nie 'n gebou nie, dis nie 'n show nie. So waar kom ons in die woord kerk? Ecclesia.
So dis 'n Griekse woord wat ook in die Nuwe Testament gebruik word. En wat sê die betekenis is uitgeroep is, of die vergadering van mense wat uitgeroep is. So dis die idee dat God mense uitroep uit die wêreld om saam sy wil te doen. So die kerk is basically 'n groep van mense wat God geroep het om sy missie te wees, om te help met sy missie. So, as ons sê, wat is dit? Wat is die kerk? Die kerk is 'n gemeenskap wat van alle ware gelowiges, alle ware gelowiges van alle tye. Dis iets wat Wayne Grudem gesê het. En die mense wat 215 doen, daar so 'n groot systematic theology boek wat hy praat, daar soveel wat hy geskryf het oor as dit kom by die kerk. En hy sê die kerk is 'n gemeenskap van alle ware gelowiges. Ons gaan later sien wat is die ware gelowiges, want hy praat ook op 'n plek van hier is mense wat sit, sommige van ons wat sit in die kerk wat nie 'n ware gelowige is nie. So die Griekse woord kerk, ekklesia, word in die Nuwe Testament gebruik om te bewys na diegene wat deur geloof in die werk van Jesus in een liggaam, 'n ewige gemeenskap verenig is. Dit word nie deur tyd, ruimte beperk nie en sal eendag 'n volmaakte gemeenskap met God deel. Vir ewig. So, hierdie mense is nie net met mekaar verenig nie, maar ook met God. Ja, selfs aan hom het God alles onderwerp. Hom bo alles verhef en hom aangestel as die hoof van die kerk. Die kerk is die liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul, Paulus gebruik ook die beeld van die huwelik. Christus is die eggenoot van sy bruid, die kerk. Dit is die betekenis van die woord. Kerk word primêr in Efesiërs gebruik, maar ook 'n paar ander plekke in die Bybel van die Nuwe Testament. En in Matthew 16 vers 18 sê die Here, op hierdie rots gaan ek my kerk bou. Die meeste verwysings van ekklesia in die Nuwe Testament verwys na die 'n diverse plaaslike gemeenskap van Christene. So Paulus begin verskeie van sy briewe met, as jy gaan lees, dan is dit aan die gemeente. So daai woord wat hy daar gebruik, aan die gemeente, dis ekklesia. Van die Korinte, op die gemeente van die Thessalonia. Openbaring bevat ook daai boodskappe waar aan die 7 gemeentes in Klein-Asië, waarna die plaaslike gemeente verwys word ekklesia gewoonlik met gemeente vertaal. So, wat is dit wat ons glo? So, ons as kerk, in die We Believe boekie, sê, we believe in one holy, universal and apostolic church, the body of Christ, of which Jesus is the head, as God's holy people on mission. The visible church is expressed in gathered communities where believers assemble to pray, to worship, hear God's word, receive the sacraments, wat ons nou net gedoen het, and fellowship with one another through the ministry of the Spirit, faithful disciples, and biblical qualified leaders. Christ builds and grow the church. So dis wat ons glo. So, soos ons hier sit, kom ons wees nou eerlik.
baie van ons vandag het issues met die kerk. Hulle sê, ek is lief vir die kerk en ek is lief vir Jesus. Ek is lief vir Jesus, maar ek het nie tyd vir die kerk nie. So daar's daai, ek het in so 'n huis groot geword. My oupa, almal word uitgestuur. My ouma is voluit. My oupa lê, ek gaan by die huis Bybel lees. Want nee, die kerk is nie vir my nie. So daar kan nie daai wees nie. Jesus het vir die kerk gesterf. So as hy vir die kerk gesterf het, so ek kan nie sê ek is lief vir Jesus, maar ek is nie lief vir die kerk nie. Die kerk is nie vir my nie. Dan is daar 'n probleem daar. So as jy sê jy is lief vir Jesus, moet jy lief wees vir die kerk. So ons gaan na 'n paar kyk in die boekie in, en ons gaan deurwerk en kyk, wat is dit, en hoe kom ons, daar's verskillende punte, wat diegene wat dit sê, dat ons kyk of ons as ons teruggaan, laat ons met hierdie mense kan praat. As ons hier sit, wat sê, ek het nie daai verhouding, ek verstaan julle, dis belangrik, maar die kerk is, ek kan nie dit doen nie. Dan gaan ons deur 'n paar goede kyk vandag, om jou te help, om dit anderster te sien. So, ons eerste ding wat ons gaan deurkyk is, Jesus is die hoof van die kerk, wat die liggaam is. En as ons kyk na Efesiërs 1:22 tot 33 sê dit, en hy het alles onder sy voete onderwerp. Hy het alles onder sy voete onderwerp, en hom as hoof gegee oor alles aan die kerk, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. So, die metafoor van Jesus as die hoof van die kerk, en die gelowiges as die liggaam, dui op die intieme en lewensbelangrike verhouding tussen Christus en gelowiges. Dit beklemtoon Jesus se gesag, leierskap en die afhanklikheid van gelowiges binne die kerk. Net soos die hoof van die liggaam rig en lei Jesus die kerk. En voorsien hy voeding en ondersteuning. Daar's die kop, die hoof is wat ons lei. So Jesus as die hoof, dit beklemtoon 'n gesag van gesag en heerskappy, lordship oor die kerk. Hy is die bron van alle geestelike lewe en krag binne die kerk. Die bron van alle geestelike lewe en krag in die kerk. Hy lei en rig en voorsien die kerk. So waar kom ons in? Die kerk is die liggaam, dis die gelowiges. Kerk is die gelowiges. Dit beklemtoon die eenheid en afhanklikheid van gelowiges in Christus. So ons is afhanklik van Christus. Elke gelowige met hulle unieke gawes, elkeen van ons wat hier sit, het 'n unieke gawe. Ons kan seker hier voorstaan soos Jeneke en soos Hannes sing nie, maar daar's ander gawes wat die Here vir ons gee. En dra by tot die werking van die hele liggaam. Die kerk as geheel behoort te funksioneer as 'n eenheid en gesonde liggaam wat Christus
se liefde en genade verspeel. So as ons sê die liggaam se afhanklikheid, wat praat ons van? Net soos verskillende dele van die liggaam saamwerk vir die welsyn van die heelal, so behoort gelowiges mekaar te ondersteun in al en aan te moedig. Elke lid se unieke bydrae is noodsaaklik vir die algehele gesondheid en groei van die kerk. En dis, as ons sien, daar is soveel departments in die kerk in. En dis nie net daar omdat sonder mense se hulp kan ons nie. Tian Sally kan Sondag kom en alles hier set up, doen, hy koffie maak, dis hoekom ons almal moet deelneem aan dit. So die doel van die liggaam, die kerk as Christus se liggaam, is geroep om lief te hê. Show compassion. En die wêreld te dien, te serve. Dit is deur die gesamentlike poging van die liggaam dat Christus se werk voortgesit en sigbaar gemaak word. So die doel van ons, Every Nation Okahanya, is geroep om Okahanya te dien, lief te hê, om uit te gaan, om mense te serve, om die gospel te share, om disciples te maak. So dis is wat ons geroep is tot. En dan op die einde van Efesiërs 1:23 sê die volmaaktheid van hom wat alles in almal vervul. Dit was my so goed. Die volmaaktheid van hom wat alles in almal vervul. So wat sê hy hierso? Die kerk, gevul deur Christus, vul die hele skepping as sy teenwoordigheid. Die kerk gevul deur Christus, ons gevul deur Christus, vul die hele skepping as sy teenwoordigheid. En dan in die boekie is daar so iets mooi wat vir my, die kerk is sy vlees geworde teenwoordigheid in hierdie wêreld. Geroep om sy werk te doen, deur ander te dien as sy hande en voete. Dis die doel van die kerk. Dis die doel van ons. So, daar is ander skrifte wat gebruik word in verhouding met die kerk en met Jesus en die verhouding met die kerk. So, daar word verwys na Jesus as die bruid. Jesus het haar lief gehad toe sy nog stikkend, vuil was. Hy het haar skoon gewas met sy bloed. Dis die bruid. Daar word as familie, hy is soos 'n groot broer, daar is soos priesterskap. Ons roeping is nie net, as ons praat van priesterskap, is ons roeping nie net om kerk toe te gaan nie, dit is om kerk te wees. Ons bring geestelike offers en ander help om met God te versoen te word. Dis wat ons doen. So, as ons sê ons haat die kerk, dan is dis iets baie groot wat ons sê. Die kerk is nie perfek nie, maar Jesus is besig om haar heilig en sonder vlek te maak. So daar is daar is 'n woord wat gebruik word, wat church hurt. Ons het deur hierdie gegaan, daar is church hurt. Maar Jesus is besig om daai reg te maak. So ons kan dit nie sê dat ons die kerk haat nie. Want hy is lief vir die kerk. Hy het gesterf vir die kerk. So as jy die kerk beledig, as jy haar beledig jy hom.
as jy haar eer jy die een wat haar gekoop het met sy lewe. So, Jesus is die hoof en ek en jy, ons is die liggaam. So ons kan nie afsydig wees nie, ons moet betrokke raak. Ons moet dien, ons moet bid, ons moet saam bou. En dis hoekom daar is soveel dinge wat ons hier doen, en dit is om die liggaam saam te kry. En wanneer ons dit doen, ons kom donderdag aan by mekaar en ons bid saam vir die nasies, vir die kerk, vir die gemeenskap, vir alles wat hier gebeur in ons dorp. En dan gebeur iets wanneer ons saamkom, en dan gebeur iets ook in die kerk in. En dis wat die Here wil gebruik. Ons kan nie op ons eie bou nie, ons kan nie op ons eie dinge doen nie. En as ons hier sit vandag en ons sê, ons is lief vir Jesus, dan moet ons lief wees vir die kerk. Al is dit nie perfek nie. En dan nommer 2, die kerk is universeel en plaaslik. So wat ons daar sê is, die kerk van God is beide universeel en plaaslik van aard. Die universele kerk bestaan uit almal wat deur die Heilige Gees wedergebore is en in Jesus Christus glo, en as die sondelose seun van God, wat gekruisig is, opgestaan is en gedood het. So hierdie liggaam van gelowiges strek oor alle tye en plekke heen. Dit sluit alle ware gelowiges in. Het sy hulle tans op aarde leef of reeds in heerlikheid is. So, tog leer ons in die Nuwe Testament duidelik dat die kerk nie slegs 'n onsigbare universele entiteit is nie, maar ook plaaslik en tasbare funksioneer. Die vroeë kerk het uit huise vergader en plaaslike gemeenskappe gevorm. Elkeen met 'n unieke konteks en roeping. En hierdie plaaslike kerk is nie opsioneel nie, maar noodsaaklik vir die Christelike lewe. God roep gelowiges nie net tot 'n verhouding met hom nie, maar ook tot gemeenskap met mekaar in die plaaslike gemeente. So hy roep ons dat ons saam kan dinge doen. Slegs die wat werklik aan Christus behoort, wat wedergebore is en in hom bly, is deel van die universele kerk. So, volgens Paulus praat hy in 2 Timoteus 2 vers 19, hy sê, ken die Here die wat aan hom behoort. So die Here ken die wat aan hom behoort. En dis hoekom as Grudem praat van ware Christene, is daar 'n plek waar wat die belangrik is. Maar dit is nie nodig om net 'n lid van die universele kerk te wees. Die Nuwe Testament beklemtoon heel hardelik dat geestelike groei, liefde, diensbaarheid en volgehoude geloofslewe plaasvind binne die konteks van die plaaslike kerk. So daar is sekere goed wat ons moet doen. Hier word die gemeenskap van die gelowiges 'n lewende uitdrukking van die goddelike gemeenskap tussen Vader, die Seun en die Heilige Gees. So roep God ons nie net om verhouding met hom nie, maar ook ter waarde lewende gemeenskap met ander gelowiges. Dis wat die Here doen. So dit is so belangrik dat daar is. Dat ons hy liefde, dat ons groei, dat daar diensbaarheid is, dat daar dit wat plaasvind binne in ons. Nommer 3, die kerk vergader gereeld en doelbewus saam.
Soos vandag, ons vergader saam. Dis doelbewus. En die Bybel leer ons in Hebreërs wat Christene met mekaar gereeld moet ontmoet en mekaar aan te moedig. Om God se liefde te groei en goeie dinge te doen. So dis belangrik dat ons by mekaar kom, dat ons in mekaar se spys kom, dat ons mekaar aanmoedig. En Hebreërs is praat daaroor. En soos vandag is daar 'n plek waar daar 'n woord is wat ons mekaar kan deel met dinge. Soos in ons connect groepe is daar tye wat ons kan by mekaar kom. Daar's dinge wat ons deurmaak, daar's goeie wat ons deurgaan. Ons werk deur dit, ons praat deur dit, ons bid vir mekaar, ons gee vir mekaar advies, maar daar's iets wat gebeur wanneer ons by mekaar kom. En as baie kere wat selfs by my dan is dit soos ek het connect groep vanaand of ek moet vanaand saam met iemand by mekaar kom, as ek het nog al hierdie ander dinge om te doen. Hoe gaan ek maak? Maar ek beloof vir jou, as ek klaar saam met daai mens was of iemand of met die connect groep gesit het of ons het 'n meeting met, dan is daar iets anders wat gebeur het hier binne in my. Want daar in hy oomblik en hy tyd is daar iets wat God doen in my, in die ander persoon, en môre oormôre, daar's 'n boodskap wat deurkom, dankie vir die, en ons kan deel, en dis net lekker as ons in hy gemeenskap is. En volgens die Nuwe Testament moet 'n ware kerk ook, behalwe dat ons hier by mekaar kom, is daar ander dinge wat ons ook moet doen, 4 dinge wat ons moet doen. Ons moet Jesus verkondig en hom aanbid. Ons moet Jesus verkondig. Ons kan nie op 'n plek kom waar ons kom net Sondag kerk toe, ons moet by daai plek kom waar ons Jesus verkondig. En as ons daar kom en mense verander hulle se lewens, dan gebeur daar nog iets. Dan gaan doop ons hulle. Die sakramente is so belangrik. Ons doen wat ons vandag gedoen het. Ons remember, ons onthou dit wat God vir ons gedoen het. Ons neem nagmaal. Want dit is belangrik. Leer wanneer iemand iets verkeerd glo of doen, dan is daar leer, daar is sekere, ons leer mekaar. Gelowiges leer en voorberei om God te dien. Al hierdie goed te gebeur. God wil hê ons moet fisies by mekaar uitkom. Aanlyn, soos ek gesê het, kan help, maar dit is nie die ware kerkverhouding. Dit vervang dit nie. As jy by die huis sit en kerk kyk, daar's nie iets wat gebeur nie. Ons kry miskien 'n woord, maar wanneer ons in gemeenskap is, gebeur daar iets. Wanneer ons saam aanbid, wanneer ons leer en mekaar help, wys ons vir die wêreld wie Jesus is. Dis wat gebeur wanneer ons hy doen. En ons moet mekaar aanmoedig, ons moet mekaar bemoedig. So die vraag is, bemoedig ons mense rondom ons? Is ons regtig in mense se spys waar ons hulle bemoedig en sê, julle, kom ons gaan. Kom ons nooi julle uit kerk toe. Doen ons dit genoeg? Jesus bou die kerk deur gelowe, deur die Heilige Gees. En dis so belangrik hierdie. Sonder die Heilige Gees kan ons nie. Sonder die Heilige Gees kan ons nie. Maar ons gaan net daar 'n slide aan. Toe hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees vir hulle gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waartoe ek hulle geroep.
Wat was hulle besig? Hulle was besig om die Here te dien. Hulle was besig om te vas. En die Heilige Gees het gekom. Daar gebeur iets wanneer ons in 'n plek is van die Here dien. Waar gebeur iets wanneer ons saamkom. Daar gebeur iets, dan is dit die Heilige Gees kom en hy praat saam met ons. Hy deel woord saam met ons. Hy gee iemand 'n woord van knowledge. Daar's iets wat gebeur en daardeur kom dat die Heilige Gees besig is om die kerk aanhoudend te bou. Die Heilige Gees is in bediening van Christus na die opstanding. Die Gees is nie net 'n kragbron nie, maar die persoonlike teenwoordigheid van God wat die kerk lei, bemagtig en onderhou. Dis wat die Heilige Gees is. In Handelinge sien ons dat die Gees die disippels toerus met bonatuurlike gawes. Dis wat daar gebeur. En daar's profesie, daar's genesing, daar's dapperheid, want hulle kry Petrus is daar krag wat kom en hy staan op en hy preek. En nadat hy gepreek het, kom maar sommer 3000 na Christus. Daar's iets wat gebeur wanneer ons met die Heilige Gees partner. En hulle dryf om die evangelie tot aan die uithoeke van die aarde te bring. Dis wat die Heilige Gees vir ons mee help. Die Gees openbaar die waarheid van God. Hy gee insig en die verlossing van Christus en dit bou die kerk op in heiligmaking en getal. So teologies gesproke kan die kerk nie uit sy eie menslike poging bestaan nie. Die kerk kan nie bestaan nie. Dit is deur die Gees se lewende en werk dat Christus se liggaam op aarde gevestig word. Sonder die Gees is alle menslike werk geestelik nutteloos. Sonder die Gees. Ons kan hier bou, daar gaan niks gebeur as ons nie met die Heilige Gees partner nie. Dan kan ons goede in plek stel, ons kan planne maak, net die Gees kan ons help. En so kom die Here en hy bou die kerk op aarde. Dan nommer 5 is, Jesus bou die kerk deur leiers en toegeruste gelowiges. As ons net daai skrif kan kry maar. En hy het sommige as apostels, anders as profete, en anders as evangeliste, en anders as herders en leraars gegee, om die heiliges tot toe te rus vir die dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou. Efesiërs 4 leer dat Christus selfs die gawe van apostels, profete en evangeliste, herders en leraars gee as die bediening om die heiliges toe te rus. Ons sien dat so Jesus, hy gee daai gawes. Daar's niks wat Tian kan, daar's niks wat enige mens kan doen. Hy gee die gawes. Dit beteken dat geestelike leiers nie bloot rolle vervul nie, maar die draers is van Christus se eie bediening in die kerk. Hierdie leierskap dien om die liggaam van Christus op te bou in liefde, eenheid en geestelike volwassenheid. So dis geestelike volwassenheid, dis daar waar ons victory training, sekere goed wat ons doen, sodat ons julle kan nie koop om volwasse te raak.
Tog lê die finale verantwoordelikheid nie net by leiers nie, maar by elke gelowige wat geroep word om self toe te word vir die dienswerk. So dit lê ook, behalwe dat jy hierdie toerusting gaan kry en ons doen alle trainings, is daar 'n plek waar ek self moet iets doen. Ek moet hy verhouding hê. Daar moet 'n plek wees waar ek wil groei in die Here. Die bediening van die kerk is dus 'n samewerking van Christus, die Heilige Gees, geestelike leiers en elke lidmaat, soos ons hier sit. Die kerk is 'n organisasie, 'n liggaam waarin elke lidmaat onder leiding van Christus en die Gees funksioneer. Soos ek afsluit, is daar's nou baie gesê oor die liggaam, wat is die kerk? Soos ons hier sit, is daar so 'n unieke groep mense wat die Here hier bymekaar bring en besig is om te doen in ons kerk. En die Here weet hoekom hy ons hier bymekaar gebring het in Okanja. Hoekom hy verskillende cultures, verskillende mense van walks of life. Ons weet, daar's 'n rede hoekom die Here vir ons hier bring. Om vir hom te loof en te prys. Die groot ding is, die Here wil hê dat die mense, dit moet 'n weerspieëling wees van hom. Mense moet van buitekant af kyk en sê, "Jo, dis waar die Here is besig met iets." En dis, as ons na dit kyk, is dit, daar's goeie nuus van Jesus. En God is mal oor ons. Hy is lief vir ons, maar ons as mense, daar is soveel keer wat ons val. En soveel keer wat ons in sonde inval. En ons verhouding met hom saambreek. Maar in plaas wat hy vir ons los in hy gemors wat ons is, in plaas wat hy vir ons wegstoot, het God sy seun vir ons gestuur, om dit alles reg te maak. Jesus het gekom, 100% God, 100% mens, om vir ons te wys wie God regtig is. Hy het 'n perfekte lewe gelewe. Hy het op die kruis vir ons gesterwe. En al ons sonde op hom geneem. Hy het al die baggage wat ons het. Hy het dit op hom geneem. Maar, die twist, 3 dae later staan hy op uit die dood uit. Die ware koning wat hy is. En nou, as jy in hom glo, word jy vergewe, bevry en deel van God se familie, die kerk. Maak nie saak wie of wat jy gedoen het, daar is net iets wat gebeur. En dis die goeie nuus. Nie goeie advies oor hoe om beter te wees nie, maar goeie nuus oor wat Jesus reeds gedoen het. En sy kerk, wat het dit met ek en jy te doen? Ek is bly julle dink aan. Ek is bly julle moet julle gereeld hierdie vraag.
as mense in Jesus glo, word hulle deel van sy kerk. Nie net 'n gebou nie, maar 'n lewende, asemhalende gemeenskap van mense wat hom saam volg. Die kerk is Jesus se bruid. Ja, en hy's baie lief vir haar. Sy liggaam op aarde, wat sy missie moet voortsit. Ons moet sy missie voortsit. Liefde, waarheid, genesing en hoop, dis wat ons moet bring in die wêreld. Hier in Okanje. 'n familie waar enige een welkom is. Maak nie saak van waar of hy kom nie. Enige een is welkom. Van enige agtergrond. En 'n voorskou van die hemel, wat vir die wêreld wys hoe lewe met God behoort te lyk. Dis wat hy wil wys. Jesus het nie net 'n individueel gered nie. Hy bou aan 'n nuwe mensdom. 'n diverse, soms deur mekaar, want dis messy, maar pragtige familie genaamd die kerk. En sy is hier om sy liefde te wys aan die wêreld wat dit nodig het. So Jesus is die goeie nuus omdat hy red, genees en vergewe. En die kerk wat hy vorm om sy liefde in die wêreld uit te leef. Soos ons afsluit, kom ons bid saam. Jesus, dankie dat U vir ons gesterwe het, Here. Dankie, Here, dat U vir ons so lief gehad het, Here, dat U hierdie plan, Here, hierdie groot plan om die kerk, Here, U liggaam te vorm, Here, om U werk op aarde te doen, Vader. Heilige Gees, ek vra nou dat U vir ons bemagtig, Here, dat U vir ons sal oopmaak, Here, Here, dat ons U wil sal uitlewe, Vader. Hier in ons gemeente, Vader, hier in ons dorp, Vader, hier in Namibië, Vader, gebruik ons, Vader. Here, laat ons deel wees van U missie, Vader. Here, en waar ons vandag sit, Here, waar daar sommiges van ons is wat die kerk nie ag nie, Vader. Kom vra ons, Here, dat U hulle harte sal sag maak, Vader. Here, dat hulle saam op hierdie missie sal kom. Here, gebruik ons, Vader, in Okanje. Here, gebruik ons in Namibië, Vader. Here, en mag ons hier begin, hier in ons gemeente, Vader, om mekaar lief te hê, Vader. Laat dit nie 'n plek wees waar ons net by mekaar kom en skatte nie, Vader, maar Here, dat ons hier sal by mekaar kom, dat ons hier beginne sal lief hê, Vader. Kom maak ons harte oop, Vader, vir mekaar, Vader. Laat brein swart, Here, dit die cultures, U het 'n spesiale plan hier in ons kerk, en Vader. Maar ons vra, Here, dat U hier sal begin, Here, en laat dit uit sal borrel, Vader. Hier uit ons gemeente uit, na ons dorp toe, Vader. In Jesus naam. Vader, en so kom, stuur ons ook nou uit, Vader, dat ons U liefde sal uitleef, Vader, hierdie week. En mag ons gaan, Here, en U naam verkondig, Vader. Ons loof en ons prys U vir dit. Amen.